Goeiemôre. Ek het 'n aanvoeling ons is in die nuwe jaar. En lyk my almal van julle wat hier sit is saam met my in hierdie nuwe jaar in. Stelselmatig is die dinge weer besig om op te tel. Verpligtinge wat 'n mens het. En die van julle wat nou baie kuiergaste gehad het, die een na die ander in hierdie tyd, julle kan nou asemhaal weer 'n slag. Ek wonder sommer of daar vanmôre by ons nuwe mense is. Julle kan vir my so 'n aanleiding gee. Daar sê sommer lekker duidelik. Baie dankie. Ja, en nog. Dan nog. Fantasties. Baie welkom hierso by ons. En ons het dit maar so dat ons mekaar lekker groet ook as ons so by mekaar kom. So julle het nou gesê hier en daar aan die kant en daar aan die kant. Ons almal mense, lyk dit vir my wat nuut is, wat die eerste keer by ons is. Kom ons groet mekaar lekker, voorspoed vir die nuwe jaar. Maak seker van wie sit naby jou. Ek gee so 'n tydjie. Ek hoop julle het nou sommer mooi gekyk na die ander persoon toe ook as julle ergens langs die strand raakloop of ergens in 'n mall dat julle sal weet met wie julle te doen kry. Ons is geneig, ek ook, om dikwels te sê, man, ek is nie meer so sterk op die name nie, maar 'n gesig. Nou weet julle, ek kom agter daai ding is ook besig om by my te verander. Miskien is dit nou nie aan my toe te skryf nie. Dikwels het mense mos daarom nou so een of ander uitstaande kenmerk of iets waarin jy hom sal onthou en so aan. Miskien is dit omdat die meeste van julle grys koppe is. So ek onthou makliker die vroue, geen bedoelinge nie hoor. Maar ek het agtergekom so deur my lewe heen as ek met 'n klomp mense te doen het waar die persoons of die eienskappe, die voorkoms van mense al nader aan mekaar lyk, dan sukkel ek meer om selfs die gesig te onthou na die tyd. So hier's heelwat van julle wat nou wat al weet ons ontmoet 'n tweede en 'n derde keer. En vanmôre het iemand vir my in die voorportaal ook weer gesê ek is so en so. Ons het mekaar al ontmoet en toe hy sy naam sê, toe sê ek my hierdie een behoort ek te onthou want my suster se seun is presies dieselfde naam van. So mense probeer maar met die assosiasies. Maar dit bly lekker om so by mekaar te wees, mekaar te kan ontdek, beter te kan leer ken en algaande bevriend te raak en al nader aan mekaar te kom. Ons is hier in 'n tyd, 'n vreemde benaming. Advent was mos nou 'n vreemde woord gewees wat ek dink redelik bekend geraak het. En dan weet ons nou almal seker van Kersfees. En nou is daar 'n tyd in die kerkjaar wat gepraat word van Epifanie. Ek gaan probeer om dit kort te sê, Epifanie, as 'n mens dit sou probeer mooi vertaal na Afrikaans toe, dan word daar gepraat van verskyning. Ons het dit gevier dat die seun van God gebore is. En mettertyd, nadat hy lang tyd in sy grootwordjare was, het daar ook 'n tyd gekom dat hy baie meer prominent in sy samelewing na vore gekom het. Hy het regtig waar bekend geraak aan die gemeenskap. Dis God se verskyning, sigbaarheid in hierdie wêreld. En ek wil graag vanmôre ek wil graag vra of iemand nie hierdie Christuskers vir ons vanoggend wil kom aansteek nie. Die simbool daarvan dat God hier is. So is daar enige iemand, die was mos nou baie kersse wat ons deur hierdie loop van tyd kon aansteek en dit was vir my so ongelooflik oor hoe mense na vore kom, dat ek sien dat daar mense is wat emosioneel is. Dat daar iemand is wat vir my iets in my oor fluister. So dit was vir my baie spesiaal in hierdie tyd van Advent. Enige iemand, ek het nou net die een kers vanmôre hier wat ek graag wil aansteek.
lekker vinnig by my. Sy bly ook sommer relatief naby aan my. Hierdie is nogal 'n moeilike een vanoggend, jy sal hom bietjie moet hou. Sy, kyk hoe my werk dit. Dankie. Kom ons luister na hierdie lied, dis 'n langerige lied, maar kom ons drink die woorde daarvan in terwyl ons so sit. Who has measured all the water in the hollow of his hand? To the breadth of his palm made the heavens to expand? Who weighs mountains in a balance and counts the dust of earth? Who can be his counsel or know the measure of his worth? Who stretches out the heavens like a dwelling tent unfurled? Who sits enthroned in glory above the circle of the world? All creation affords no equal to the Lord of hosts on high. He brings great rulers down to nothing in just a blink of an eye. When I'm faint, weak and weary, and my will to live is gone, I will wait upon my Lord to give me strength to carry on. I will mount on wings like eagles to soar way above the sky. My God, my Savior, my Creator gives me eagles' wings to fly. Come, let us kneel down and praise Him. Let us worship Him as Lord. Let us lift His name on high and sing His praise in one accord. Why would I still try to fathom the measure of His love? For me it is enough to know He will return from heaven above. So come worship and adore Him. Come dance before His throne. Come raise your highest praises to God and God alone. He has promised to return for us on the clouds in majesty. Yes, Jesus Christ is coming. He will return for you and me in majesty.
to set us free. Here, U is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom. Die Almagtige. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U, o God, behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe broers en susters, in die naam van God die Vader, genade en vrede en vreugde vir elkeen van julle. Kom ons reageer ook op God se groet en ons gaan hoor die blye engel lied gaan ons in hierdie oggend weer saam sing. Daar is so 3 verse. Ons kan dit staande doen. Ons het 'n teksgedeelte vanoggend weer uit die Psalms uit. En ons gaan daardie enkele verse gaan ons saam lees. As daar van julle is wat 'n Bybel hier het, dis lekker kort, sal later aan verskyn teen die muur ook. Vir myself altyd lekker om dit tog maar te volg hier. Met die geskrif wat hier in my hand is en wat nou ook voor my oop lê. Kom ons bid vir 'n oomblik saam. Hemelse God en Vader, liedere speel so 'n geweldige groot rol in ons lewens. Of ons dit nou suiwer op die noot saam kan sing, en of ons nou daarmee sukkel,
Maar dit help ons en dit moedig ons aan om saam te sing, van mekaar bewus te wees, maar ook so algaande al meer op U ingestel te word. En daar waar Piet Smit die woorde van Jesaja 40 gebruik het, Here, is dit een van daai liedere wat my hierdie perspektief op U gee. En wat in my ook weer iets losmaak oor die wonder daarvan dat U God is. Here, ons sê dit vanoggend vir U hier vroeg in die nuwe jaar. En ja, deur die loop van die week het ons geweldig baie gehoor van brande deur ons hele land heen. Ander gedeeltes van die wêreld ook. En ons weet dat die veld op hierdie stadium amper half ontvanklik is vir 'n vlammetjie, wat maak dat die hele wêreld in ligte laaie is en dat mense selfs in die omstandighede bevrees is. Dat hulle kyk hoe hulle eiendom afbrand, dat hulle sien hoe weiding vernietig word. Here, en dit beklem sekerlik mense se harte wat binne in daai omstandighede is. Ons besef dat daar in groot gedeeltes van ons land ook 'n groot behoefte aan reën is en aan water, terwyl daar ander gedeeltes is wat weer skrikkerig is en bang is vir die water wat afkom in riviere en in strome. En dit getuig seker alles daarvan dat ons lewe. En dat ons in hierdie wêreld is en dat ons hier in Suid-Afrika is. Wat van die een kant van die land na die ander kant van die land soveel verskil. Here, en so verskil ons mense ook. Maar in hierdie oggend sit ons hier in Langebaan en ons is saam in hierdie erediens. En as ons bid en as ons sing en as ons hier sit, Here, dan is dit 'n manier waarop ons vir U wil sê, hier is ek. Hier is ons. En ons weet dat ons hier saam 'n klomp gelowiges in hierdie gebou sit. En dat ons aan mekaar gebind word deur Jesus Christus. Dat ons na mekaar kan uitreik, dat ons kan groet, dat ons mekaar wense kan toewens vir die jaar, dat ons mekaar se naam kan vra. En dit maak dat ons op 'n sekere manier tog voel, maar ons hoort hier. Dankie, Here, dat ons kan weet, U is in ons midde. En ons wil dit uitspel, Here, ons wil dit sê. Dit gaan oor U in ons lewens. Dit gaan oor U in hierdie byeenkoms, in hierdie samekoms van ons. Ons wil van U intens bewus wees. Ons wil bewus wees van U Heilige Gees wat in ons werk. Ons wil bewus wees van Jesus Christus wat Immanuel is. En as ons die Bybel oopmaak, wil U gee dat ons ook so van U bewus sal wees, maar ook van U oortuig sal word. Wil U vir ons op 'n wonderlike manier seën in hierdie oggend. Amen. Die teks is daar op die bord en is Psalm 98. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Die Here het sy oorwinning bekend gemaak, aan die nasies het hy sy reddingsdade geopenbaar. Aan die huis van Israel het hy sy liefde en sy trou herbevestig. Die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier
speel op die lier en sing. Blaas die trompet en die ramshoring. Jubel tot eer van die Here, die koning. Die see en alles daarin moet ruis. Die aarde en alles daarop moet juig. Die riviere moet hande klap, die berge moet saam juig voor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Psalm 98. Ek is baie seker daarvan dat ieder en elk van ons ook al daar beleef het, waar daar soveel vreugde en blydskap in jou lewe is, dat jy lus het om te sing. Jy kan amper nie anders as gevolg van dit wat jy beleef, of dit wat so pas met jou gebeur het, dat jy wil sing nie. En in sulke tye wat 'n mens baie dikwels sê, jy wil eintlik mense saamsleep en insleep, en jy wil hê, hulle moet saam met jou opgewonde wees. Hulle moet saam met jou sing. En die dag waarop die engele die eerste keer in meer as 2000 jaar gesing het, was so 'n dag. Kom ek vertel vir julle 'n verhaal. 'n Verhaal wat hom afgespeel het op Wallis Baai. Ek weet nie hoeveel van julle al hier teen die Weskus opgery het, daar by Loetswil se wêreld verby, die geleentheid gehad het om met 'n 2-spoorpad, hy's deesdae 'n bietjie breër as gevolg van die mynaktiwiteite, maar hy raak weer 2-spoor, om daar op te ry en iets van hierdie wonderlike Weskus van ons te beleef nie. Dat dink my nou sommer aan iets wat ek hier in een van Langebaan se groepies gelees het die afgelope week, onder in een van die groepe wat sê, ek reis deur my pragtige land. En die persoon wat daaroor geskryf het, sy opskrif het my absoluut aangeraad, toe die persoon gesê het, Weskus lekkerste, waar God se asem in die sewend waai. Klink so Langebaan, hè? Weskus lekkerste, waar God se asem in die sewend waai. Dis my gevoelens in my omgewing. Maar die verhaal is 'n verhaal wat afgespeel het in Wallis Baai. En iemand het 'n storie daaroor geskryf, Piet Silje. Hy vertel in hierdie verhaal van hom, van 2 dogtertjies, van Anna en Susanna, wat vakansie gehou het, daar langs die kus. En op 'n dag was hulle daar op die hoogste duin gewees, en daar ontmoet hulle 'n oulike seentjie, wat vir hulle gevra het, maar kan ek maar saam speel? En natuurlik het hulle gesê ja, want hulle is mos nou, nee, dit weet ek nou nie. Ek wil amper sê, hulle is mos nou Weskus mense. En hulle het die klong nog nooit gesien nie. En vir hom gevra nou, wie is jy? En van waar kom jy? En die seentjie sê toe vir hulle, nie 'n naam nie, hy sê vir hulle, ek is 'n engeltjie. Toe lag hulle vir hom. Regtig? 'n Engeltjie? En hy lig sy hempie so op, en hy wys vir hulle sy 2 goue vlekkies. En natuurlik wil hulle toe by hom weet, maar wat maak jy hier by Wallis Baai? Jy verdwaal. Hy vertel hoe hy eeue gelede saam met 'n koor daar aangekom het. En ewe onbeskeie
sê hy toe, ek was een van die beste seunsoprane gewees. Nou, hoekom is hy nie saam met hulle terug nie? Wou hulle natuurlik toe weet. Toe sê hy, maar hy het die aarde lief gekry en hy het van die mense begin hou. Dis mos nou Weskus mense. Vra hulle vir hom, maar verlang jy nie soms terug nie? Toe sê hy, wel, ek is nie heeltemal so ver van my blyplek af nie. As die mense maar net geweet het hoe naby dit eintlik is. Toe wil hulle natuurlik by hom weet, maar het jy dan nou toestemming om te kon bly? Om steeds hierso te wees? Ja, sê hy, solank ek nie sing nie. Dit was streng verbode vir hom. Sou hy dit waag om te sing, dan moet hy dadelik terugkeer. En dit is nogal vir hom baie swaar, om nie te sing nie. Toe sit hierdie twee meisiekindertjies hulle koppe bymekaar, en hulle besluit, hulle gaan in die ou verslete saaltjie wat daar is, gaan hulle 'n kersboom inkry, en dan gaan hulle 'n kinderkoortjie bymekaar kry, en rondom die kersboom en in die saaltjie kan hulle lekker saam sing, en dan kan sy stem inmeng met al die ander kinderstemmetjies. En dan sal die hemelse mense tog nie vir hom hoor nie. Dan sal hulle tog nie van hom weet nie. Nou die seentjie was nie sommer so skielik in vir hierdie storie gewees nie. Hy het nogal getwyfel of dit sou kon werk. Maar die dogtertjies het natuurlik, soos dogtertjies kan, aangehou. En so het hy daarom later aan nou ook lus geraak om deel te wees van hierdie dinge. En die volgende aand was hy tussen die kinders van Willie se baai, rondom die kersboom, en hulle het die mooiste kersliedere gesing. En op 'n sekere stadium styg daar skielik 'n kinderstem uit bo al die ander stemme. En die mense het nog nooit so iets gehoor nie. Ja, miskien dalk by die Jesuskind se geboorte. En Anna fluister vir Susanna en sê vir haar, hierdie ouetjie sal nou moet teruggaan. Die koor het in die gesang, het hulle gesing, het hulle stil geraak. En die seentjie het net eenvoudig aangegaan, en dit was te heerlik. En vir die eerste keer in 'n raps meer as 2000 jaar, het hy weer gesing. Nou, skielik was daar 'n geruis van 'n magtige koor in die lug. Niemand kon dit sien nie. Maar hierdie koor was daar in Willie se baai, en hierdie pragtige stem van die engelseentjie word opgevolg deur die lofsang wat uit die lug uitkom, en wat die hele omgewing vul met die lied wat gesing word. En wat sing hulle? Eer aan God in die hoogste hemele. En toe sterf die stemme weg. En die stilte heers oor die strand, en die engeltjie is ook weg. Hy is nie meer tussen die kinders nie. Later gesels Anna en Susanna met hulle ouers oor hierdie gebeure. En natuurlik is die engeltjie weg omdat hy gesing het. Maar hulle onthou dat die seentjie vir hulle gesê het, sy blyplek is nie so ver weg nie, eintlik baie naby. As die mense maar net geweet het hoe naby aan hulle almal dit was. En liewe broers en susters, soms, baie selde, maar soms, is daar sulke oomblikke in die lewe,
waar die dun skerms val en alles gaan oop, net vir 'n kort rukkie. Daar kom dae wat hierdie oorweldige lof oor die goedheid van God mense meesleur en dat hulle deel daarvan raak en dat hulle hierdie oomblik as iets baie, baie besonders beleef. Ek het iets daarvan beleef op Kersdag hier binne in hierdie kerkgebou. Daai tyd wat ons 3-4 liedere saam gesing het binne in die erediens, was oomblikke wat my absoluut aangegryp het. Hier staan ek, so sit die mense, daar buite kan ek hulle almal nie sien nie, iemand skryf 'n e-pos na die tyd en sê, Dominee, ek het jou nie gesien nie, maar ek het jou gehoor. Daar sit mense in die klein kerkie, en ek het in verwondering gestaan en luister na die liedere wat mense sing. Ja, natuurlik was die ander oomblik waarna ek vroeër verwys het en nou het ek dit mos meer as een keer beleef. Die ander oomblik was gewees waar ons in die begin van die diens die kersse aangesteek het en hierdie hele tyd van Advent het my verwonder hoe tussen 25 en 32 mense opstaan en om een of ander rede beleef hulle daai spesiale oomblik. En hulle waag dit om op te staan en 'n kers te kom aansteek. Ek dink dit is die dag waarvan Psalm 98 gesing. Dis die soort van geleentheid waaroor Psalm 98 sing. Dit was ook so 'n dag. Ons weet nie presies wanneer hierdie Psalm sy vorm aangeneem het en wanneer dit afgespeel het nie. En wanneer dit vir die eerste keer weer klink het nie. Maar dit was so 'n geweldige spesiale oomblik. Heel waarskynlik was dit met die opheffing van die ballingskap. Daardie dag wat aangebreek het sodat die mense kon terugkeer na Jerusalem, na hulle plek van geboorte, hulle voorouers se plek van geboorte, daar waar die murasies van die tempel nog gestaan het. Ek hoor in die Psalm dat God hom op 'n manier kom openbaar het aan die mense van daai tyd, sodat Israel opnuut besef het hoe groot en hoe getrou God regtig is. Die bevolk het ook besef dat God nie sy beloftes vergeet nie. Israel het net geweet, God is groter as alles, as enige iets op aarde. En daarom hierdie oorvloedige vreugde. En die hele aarde juig saam omdat God se verlossing 'n werklikheid geword het. Omdat God se verlossing bekend geraak het aan mense. Vers 3 lees ons dat naas die huis van Israel daar ook al die nasies is wat gesien het en dit gehoor het en dit uiteindelik ook begin beleef het in vers 2 en vers 4. En so juig almal op die aarde daaroor. Met hulle stemme, met die lier, met die trompette, klaarblyklik, ek moes nog verder gaan soek, maar klaarblyklik die enigste keer wat daar gepraat word van trompette in die Bybel, en met die ramshoring. 'n Jubeling tot eer van God. En dis so omvattend, dat dit op die ou einde die hele skepping oproep, om saam tot eer van God te sing.
Ek wil amper in die oomblik sê, luister fyn. Hoor julle die stem van die skepping? Dis geloofsoë wat hierdie onhoorbare stem in die ganse skepping hoor. En dit is inderdaad so, dat in die hele skepping gaan dit oor die gejuig en die oproep om saam te juig oor die groot dade van God. As ons kyk na die begin van die Psalm, dan sien ons hoe die lof vir God aanwesig is. Oor groot dade wat ergens in die geskiedenis gebeur het. En dan hoor ons aan die einde van die Psalm hoe die Here hom oor die hele wêreld, hoe hy kom om oor die hele wêreld te heers met regverdigheid en met billikheid oor die volke. God word geloof oor dinge wat in die toekoms gaan gebeur. En so sit daar ook 'n belydenis daarin dat die toekoms ook aan die Here behoort. Miskien het jy met die lees van die Psalm agtergekom dat daar ook 'n stygende lyn na vore kom. Eers sê hy, laat ons sing. Dan sê hy, ons moet juig en ons moet jubel. En daarna word die snaarinstrumente soos die lier bygebring. En ook volg die blaasinstrumente soos die ramshoring en die trompette. En as hoogtepunt is daar 'n magtige koor wat hoorbaar raak. Om die lof van koning Jahwe te besing. Eers is daar die godsvolk. Dan word daar oproep gemaak tot alle lande en 'n oproep uiteindelik tot die ganse skepping. Die druis van die see. Alles moet juig. Riviere moet hande klap. Berge moet juig. En gelowiges, ja selfs ongelowiges, word opgeroep om almal deel te raak van die lof aan God. En Kersfees is seker een van die grootste feeste wat deur Christene gevier word. Ek moet eerlik wees, en ek het op 'n stadium verwys na syfers en ek luister maar wat die ouderlinge vir my sê en so voorts en hoeveel plek daar is in die kerk en stoele uitgepak is buite en so aan. In hierdie 3 dienste vir my lyk dit was daar 'n goeie 1800 mense wat hierdie geleentheid kom vier het binne 'n erediens. Ek het in my lewe nog nie so iets beleef nie. Christus, die Seun van God, die Messias, ons verlosser, is gebore. En God kom self by ons bly. En hy raak op 'n besondere manier, kom raak hy hierdie wêreld. Mense in wie hy 'n welbehae het. Vir my kom raak hy aan. En ek het met julle gedeel waar ek veral hierdie aanraking van God beleef het. En ons Kersdag was nie so dat daar 'n klomp familie nie was nie, daar was geen familie nie. Daar was nie oorlaaide tafels met kos wat geen einde geken het nie. Ek en Merlin was alleen by mekaar en ek moet sê ek het 'n baie spesiale stukkie vleis op die kole gesit wat ek nog altyd graag wou doen, maar hy was nog altyd, jy weet, buite perke gewees. Maar in daai dag
luister ek na 'n program eers op een van hierdie sit op die bank en dan is alleen en jy weet daai soort van goeters. En daar word gepraat met 'n vrou en nou is haar naam uit my kop uit. Maar sy was in elk geval deur die tyd was sy Hes gewees. Vir die van julle wat nou uitgenoeg is en ook nie snork nie. Pragtige vrou, 57, 58 jaar. En sy vertel, sy sit op die huidige stadium in die Karoo na egskeiding. Sy wou nooit weer trou nie. 'n Ding word vir haar gereël en die man se naam is Janneman van die Karoo. Sy wil niks daarmee te doen hê nie. Die man kom op 'n stadium by haar uit en sy sien sy oë. En 'n volgende keer bring hy, ek hoop ek vertel die stories reg. Die volgende keer bring hy 'n skaap vir haar en sy sien sy twee hande. Dis dit verby. En sy trou. En ek gaan soek en ek sien hulle bly in die omgewing van Vosburg. Hulle verloor 'n kindjie van 2 jaar wat teen die koppie uitstap aan die ander kant af na 'n waterdam waar die gaanse is en die kleintjie verdrink daar. Sy vertel, sy sê sy het in die Karoo geleer wat dit beteken om te mymer. Ken julle daai woord? Nie jubel nie, nie sing nie, nie lof sing nie. Sy het in die Karoo geleer om te mymer. En die res van Kersdag was vir my so 'n dag van nadenke, van mymering. En het 'n rol gespeel dat ek uitgekom het by hierdie Psalm. Kersfees is ook 'n vooruitgryp na die koms, die tweede koms van Christus, die wederkoms, die werklike volmaakte oorwinning. En ja, daarom juig ons oor die verlede, maar ons juig ook oor die toekoms. Ons juig oor die jaar wat voorlê. Ek juig oor die jare wat ek nog gespaar mag bly. Maar onthou die een ding, dis in die Psalm aanwesig. Die wêreld bestaan nie ter wille van die kerk nie. Die kerk bestaan ter wille van die wêreld. Die kerk, ons getuig van God se trou. En so sleer ons die wêreld saam om te sing en eer te betoon met lofsang. Ons feesvieringe, ons manier van leef, ons manier van hier wees, van lig wees vir die wêreld, moet 'n uitnodiging wees aan die wêreld en 'n oproep om te sê, kom vier saam met ons fees. Ons hele jaar, ons hele lewe moet so wees. Ons lof moet so wees dat die wêreld daarin die uitnodiging hoor om saam te kom sing. Die nasies moet in ons lof en ons aanbidding hoor dat God 'n behaag het. Want dis die ander ding wat my aangegryp het met 'n teks. God het 'n behaag in alle mense. En hierdie wêreld moet gevul word tussen gelowiges, medemense met liefde. Dit moet uitgaan en sigbaar raak in die natuur, in die manier waarop ons daar lewe. Daardie dag, waar die engele die heel eerste keer gesing het, was definitief so 'n Psalm 98 dag. En daarom wil ek sê, liewe gemeente, mag ons lof die nasies en die skepping meesleer in eer betoon aan God. Elke dag is 'n geskenk wat ons opnuut vanuit God se hande kry.
wat maak ons met daai dag? Ek gaan nie noodwendig hier uitstap en jubel en rondspring nie. Maar my hele wese en my hele lewe sou ek graag wou hê, moet getuig van lof aan God. En eer aan God, omdat hy beheer het oor my lewe. Ek sou so graag, ek bid daarvoor, dat dit sigbaar sal wees, hoorbaar in my lewe. En dit sal my lekker wees as ek julle kan saamvat, die jaar in. En dat ek hoor hoe julle dit en sien, hoe julle dit saam met my doen. Daarvoor bid ek. Ja, Here, U ken my hart en U ken my gebed. U ken die gebede wat hier huiwer in mense se harte. O Here, dankie dat ons 'n groep het wat vir ons lei sodat ons kan sing. Dankie vir hulle energie, vir hulle voorbereiding, hulle tyd wat alles daarin gaan. Dankie dat hulle ons op hierdie manier kan help. Dankie dat ons nie skaam of bang hoef te wees in hierdie gemeente nie, en dat ons eenvoudig maar lekker hard kan sing, dat ander my kan hoor, en dat dit mense kan ooreed aanmoedig om saam te sing. Here, die eer kom aan U toe. En ek wil veral bid ook in hierdie jaar, Here, waar ons werk met die tema van gegee vir mekaar, dat ons so na mekaar toe sal uitreik, en so van mekaar sal omgee, dat dit meesleurend sal wees binne in ons gemeente. Gee dat ons sal waag. Gee dat ons grense uitgebrei sal word. Dit is nie altyd vir almal ewe maklik om na iemand toe te draai en te sê, hallo jong, môre, wie is jy nie? Dit is bedreigend vir sommige mense. Maar wil U ons op 'n manier aanspreek, sodat dit makliker kom, gemaklik kom, in alles wat ons met mekaar en vir mekaar kan doen. En dan weet ons, dit is ook bedoel vir mense daar buite. Help ons, o Here. Amen. Ons gee geleentheid vir offergawes. En nou sien ek altyd hier op ons almanak, en by van daai geleenthede, daar word gepraat van synodale aandeel. Ek probeer om dit met 2 ander woorde kort te vertaal, anders te sê, dit gaan oor die synodale, oor grense heen, werking van die synodale, in ons synodale gebied. So, ons bydraes gaan na die tyd, gaan dit daarvoor. Maar kom ons doen die Here, ook met ons offergawes hier in die erediens. SnapScan, daar's heelwat mense wat daarvan gebruik maak, al die tydjie wat ons dit het. Daar's ook mense wat wonder, hoe werk die ding? Op die bulletin wat ons uitgestuur het, is dieselfde dingetjie wat in die banke sit. Is hy ook daar, so die heel beste is, maar op die ou en om daai SnapScan dingetjie af te laai, daar op die spesifieke plek op die foon, en om eenvoudig dan van hom gebruik te maak. Sluit net die oë. Dankie Here vir die seëninge uit U hand ontvang. Help ons asseblief om goeie rentmeesters te wees en die fondse beskikbaar tot U eer te gebruik. Amen. Amen. Baie dankie julle. Ek lees graag en stel myself bloot aan die inhoud van dinge wat Stefan Joubert met ons deel. Ek bevind my in 'n baie groot mate by sy verstaan van die skrif, sy teologie.
maar ook die manier waarop hy dit reg kry om dit oor te dra aan gewone mense soos ons. Hy het hierdie paar padwysers het hy hier vroeg in die jaar het hy geskrywe en ek lees dit graag vir julle. In 2026 weet ek die Here is my herder. Hy is die eregas en die gasheer in elke situasie, elke gesprek en in elke verhouding waarbinne ek staan. In 2026 glo ek alle mense is kosbaar. Almal met wie ek te doen het, verdien by voorbaat respek en waardige behandeling. In 2026 doen ek goed aan ander mense sonder om iets terug te verwag. Ek betaal graag meer in binne elke verhouding waarin ek my bevind en wat ek hieruit onttrek. Ek hoop julle lees beter as ek. In 2026 is ek 'n voltydse student van God se woord en van die lewe. In 2026 kies ek om die Here groter te sien in my lewe en om my eie probleme en laste kleiner te krimp. 2026 doen ek elke dag iets goed vir ander mense. My geloof in 2026 is 'n werkwoord en nie net 'n ruswoord nie. 2026 weet ek opnuut God se skepping is kosbaar. Ek bring my kant om dit mooi op te pas. Daar waar dit beskadig is, help ek graag om dit heel te maak. In 2026 leef ek met verwondering, vreugde en kinderlike geloof. Ek laat toe dat die Here my karakter tot sy eer vorm. Mag dit vir julle waar wees en waar word, al meer waar word in my lewe, maar ja, ook in elkeen van julle se lewens. Ons sluit met 'n laaste lied. Ek wil nou nie sê 'n laaste Kerslied nie, want dalk moet ons maar nou en dan nog een van hulle sing. Maar die lied sê, kom kinders, besing die lof van Jesus. Kom ons sluit daarmee af. Geringe klein dorpie en duister gehul, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. Liewe vriende, jy kan die seën van die Here kan jy ontvang en jy kan as gebaar jou hande daarvoor uitsteek. Liewe gelowiges, mag julle dit beleef dat God 'n werklikheid is. Mag julle hom
elke dag beleef. Mag hy vir julle die vrymoedigheid gee om die lof en die eer aan hom te bring. Mag God verheerlik word deur die manier waarop ons leef hier in hierdie wêreld. Genade vir elkeen van julle. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Hier laat ons leef soos U leef, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.